Baie welkom saam met ons, as jy bly om hier te wees vanoggend. Het klink jy baie bly nie. Vra, is jy bly om hier te wees vanoggend? Halleluja. Baie welkom saam met ons. Ons is baie bly dat elkeen hier is, elkeen wat die tyd het gekoop het en wat vandag ook by die huis van die Here gekom het. Spesiaal vir al die moeders, baie geseënde Moedersdag vir u. Mag die Here u versterk, mag die Here net vandag vir u 'n wonderlike dag gee. Nou, ek het nou nie 'n tipiese Moedersdagdiens oor 'n diep lering, maar ek voel dis wat die Here op my hart gelê het vir hierdie week en ek gaan baie kort wees. Ek wil net so 10 minute met u praat en dan gaan ons 'n item hê en die sonneskool het ook iets voorberei vir julle. So ek wil hê met my bord volg vanoggend. Ek glo die Here het 'n afspraak. As ek net luister na hierdie lied wat my vrou uitgekies het, dan het die Here al klaar die woord bevestig. So ek wil hê met saam lees op die bord. Hierdie is 'n psalm wat Dawid geskryf het, Psalm 143. So ons gaan nie die hele psalm lees nie, maar ek wil 'n paar woorde lees en dan gaan ek sommer so tussenin praat en net by die 2 punte bespreek en dan gaan ons vir die kans gee dat die Here in die lewe werk. Halleluja. Nou, die Bybel sê in vers 1, luister saam met my, lees dit op die bord, 'n psalm van Dawid. O Here, hoor my gebed. Luister na wat Dawid hier doen. Luister tog na my smekinge. Verhoor my in u trou, in u geregtigheid. En gaan nie na die gereg met u knegg nie, want niemand wat lewe is voor u aangesig regverdig nie. Nou, hy praat in die Ou Verbond hier. Maar ek wil met u praat oor vers 3 en vers 6 vanoggend. Luister wat sê vers 3, lees dit saam. Ek wil daaroor praat. Verskoon my. Hy sê, want die vyand vervolg my siel. Luister baie mooi. Hy sê die vyand vervolg my siel. Maar luister na die volgende woorde. Die vyand vertrap my lewe teen die grond. Hy laat my woon, die vyand laat my woon in duisternis, soos hulle wat al lankal dood is. Nou ek weet nie waar is die vyand nie. Elkeen van ons se vyand verskil. Miskien as jy vandag in hierdie Moedersdag hier en jou vyand is eensaamheid. Jy voel alleen. Jy voel jou kinders gee nie om nie. Miskien is jou vyand vandag vernedering, shame, skaamte. Dat dinge gebeur in jou lewe waarvan niemand weet nie en jy wil ook nie hê iemand moet weet nie. Miskien is jou vyand vanoggend jou verlede. Dinge wat gebeur het 20 jaar terug. Dinge waarvan net jy weet. Dinge wat jy verborge hou voor die mense en jy dink God sien dit nie. Maar is jou vyand. Miskien is jou vyand siekte vanoggend. Jy sê as ek maar net gesond kan raak, as ek maar net geheel kan word. Miskien is jou vyand seer. Miskien is jy in die rug gesteek, miskien is jy verraai. Miskien is jy daarna gekom. Net miskien het jou man jou gelos vir 'n ander vrou. Net miskien het jou kinders gesê, hulle wil nie meer jou hê as 'n ma of as 'n pa nie, en hy seer, loop jy mee rond, dis jou vyand. Miskien is jou vyand omstandighede. Jy sê, pastoor, jy ken my koskas is leeg. My probleme is te groot. Miskien is jou vyand vandag net stryd. Jy is in 'n opdraande pad. Dis klippers al om jou. Jy weet nie meer links of reg nie, maar die Bybel sê, dat hierdie vyand het jou teen die grond vertrap, en hy hou jou in die duisternis. Jy sit in hierdie Moedersdagdiens vanoggend, en jy sê, pastoor, jy sal dit nie glo nie, maar dis hoe ek voel vanoggend. Dis hoe my lewe is. Maar blaai so een stukkie aan. Kom ons kyk gou na vers 6. Kom ons lees vers 5, dis 'n preek vir 'n ander dag hierdie vers 5, ek wil nog hieroor preek binnekort. Hy sê, ek dink aan die dae uit my voortyd. Ek bepeins oor al die dade. Hy sê, oor al die werke van die hande. Maar luister na vers 6. Dawid sê, in hierdie duisternis, in hierdie feit, dat ek vertrap is in die grond, sê Dawid die volgende woorde, ek
brei my hande uit na U. Kan ek 'n amen kry? Halleluja. Glory to God. Nou hierdie Psalm, vir u wat u weet, is geskrywe deur Dawid, en is geskrywe toe Dawid in die spelonk was. En hy spelonk, weet ons, is Engedi gewees. Dawid se donkerste uur van sy lewe. Hy's gesalf as koning, maar hy's ook nie op die troon nie. Hy's gesalf as koning, maar hy het 'n vyand met die naam van Saul. Saul speel nie speletjies nie. Saul is nie daar om Dawid te verpes nie. Saul is daar om Dawid dood te maak. En hy skryf hierdie Psalm in die donkerste spelonk van sy lewe. Terwyl hy daar binne sit, kan jy dink hoe hy gevoel? Ek, die skaapwagter, is geroep deur God. Ek is gesalf as koning, maar ek sit in 'n spelonk. Ek sit in 'n spelonk. Jy sien, jy sit in hierdie plek vanoggend, moeder, vader, ons praat nie net met vrouens nie, maar jy sê vandag, ek weet ek is geroep. Ek weet ek is gesalf, maar ek is in my spelonk vanoggend. Ek weet hoe my uit te kom, dit is donker om my. Daar was nie elektrisiteit nie. Hy sit daar, vreesagtig. Hy's afgekap van sy familie. Hy's afgekap van die paleis. Hy's afgekap van sy roeping, van sy koningskap. Dis die donkerste uur. En in hierdie donkerste uur, luister mooi, skrywe Dawid hierdie woorde. Hy sê, ek voel nou so, Here, my vyand vervolg my siel. Luister mooi, ek wil jy moet hoor. Hy sê, my vyand vertrap my teen die grond. Hy laat my woon in duisternis, soos hulle wat al lank al dood is. Jy sien, is dit moeders vandag in hierdie plek wat so voel. Hier's vaders vandag wat so voel. Hier's jong mense daarbo op die galery wat so voel vandag. Pastoor, dit is donker om my. Ek sien nie lig nie. Dis donker. Maar ek wil vir die 4 dinge vandag vertel. Nommer 1, luister mooi, en ek kom ek gooi nuus nou. Duisternis is net tydelik, kan ek 'n amen kry? Kom maar, help my kerk. Ek sê duisternis is net tydelik, halleluja. Nee, kom maar, ek glo dat jy, ek sê duisternis is net tydelik, halleluja. Môre sal die son weer skyn en miswolke sal verdwyn. Dis nie heeltyd donker nie. Jy gaan deur 'n stryd. Jy voel in die spelonk. Jy voel deur die grond neergewerp. Maar ek wil vir iemand sê, dit is net tydelik, my suster. Ek wil vir iemand sê, dit is net tydelik, my broer. Môre sal die son weer skyn. Net tydelik. Die tweede ding, die donkerste uur is net voor die son opkom. Ek wil vir iemand profeteer vanoggend. Ek wil vir iemand 'n woord gee en sê jou son is besig om op te kom, halleluja. Ek wil vir iemand sê, jou miswolke is besig om te verdwyn. Ek wil vir iemand sê, jou lot is besig om te verander. Ek wil vir iemand sê, jou omstandighede is besig om te verander. Bly net staande in jou donkerste uur. Daar in die verte sien jy die son opkom. Want God is besig om vir jou deurbraak te gee by die Moedersdag. Hy is besig om vir jou hoop te gee. En dan laastens, in die donkerste uur, leer jy jou afhanklikheid van God. Verskoon my. Ek wil weer sê, in jou donkerste uur, leer jy jou afhanklikheid van God.
Jou donkerste uur. Ek het besluit, wat moet ek doen? Kom aan, ek gaan dit 2 punte noem. Wat moet ek doen? Wel, ek wil gou vir julle wys, wat moet jy doen om 1 moet jy weet, dat God is in jou donkerte ook. Ja, kom aan, ek kan dit een almal nie. Ek sê, God is in jou donkerte ook. Ek wil dit weer sê, ek sê, God is in jou donkerte, in jou duisternis, in jou laagtepunt, daar waar het voel, waar is God? Ek wil jou sê, hy is daar. Hy is daar. Wanneer het vir jou voel dat die Here het my verlaat, hy is daar. Wanneer jy vir jouself sê, wel pastoor, ek voel hom nie meer nie, dan sê ek is daar. Wanneer die hemel stil geword het, wanneer jy sê, pastoor, ek lees my Bybel, maar God praat nie meer nie. Wanneer jy sê, pastoor, ek het lanklaas God gehoor met my praat, dan wil ek vir jou sê, suster, hy is daar. Dan wil ek vir jou sê, broer, hy is in jou donkerste uur, want ek en jy te belofte, kan ek amen kry, en die belofte sê, in Jesaja 43 vers 2, hy sê, al gaan ek deur die water, ek weet eers daar, al gaan ek deur die vuur, dit sal my nie skroei nie, want ek weet eers daar, halleluja. Het maak nie saak of jy God voel of nie voel nie. Ek sê hy's daar. Miskien het die diens vanoggend sê, pastoor, ek het die Here ervaar nie. Ek wil vir jou sê, hy's hier. Kan ek amen kry? Jy sê, God is nie bang om saam met jou in die leeukelyn te gaan, nie kan ek amen kry. Ek wil hê met dit, God is nie bang om saam met jou daar in die storm in te gaan nie. Hy is die God waar die storm kan stilmaak. Halleluja. Hy is die God waar die kanker kan opdroog. Hy is die God wat 'n pad kan maak waar daar nie 'n pad is nie. Hy is Jehovah Jireh, the Lord our provider. Hy is God. Halleluja. Maar nou kom jy op die plek. Nou kom jy op die plek waar jy sê, pastoor, 'n jong meisie het volgende soos by die Here aanroep, maar ek het nie krag om dit te doen nie. Jy is so neergeslaan teen die grond, en die vyand het jou so getrappel. Jy sê, pastoor, ek weet nie meer om te bid nie. Maar luister wat doen Dawid, toe op die, verskoon my, toe op hierdie plek gekom het, hy sê, Here, ek brei my hande uit na U. Daar kom 'n tyd. Daar kom 'n tyd, moeders. Daar kom 'n tyd, vaders, waar ons moet stil word en net ons hande in die lug gooi. I surrender God. Daar kom 'n tyd wanneer ons niks voel nie, maar ons weet hy's daar. Onthou jy die dae toe ons het gespeel het as kinders, ons blinddoek mekaar in die kamer. En spin ons mekaar so rond. Kan maar julle weet waarvan ek praat. Ek dink hulle noem dit blinddoek of ons het gespeel as kinders. Jy kan nie sien nie. Jy kan nie mense voel nie. Hulle is stoepstil. Jy weet nie, al wat jy weet, jy moet hulle soek. Maar jy weet hulle is in hierdie kamer. En wat doen 'n mens instinktief? Jy strek jou hande uit. Kan ek 'n amen kry? Jy strek jou hande uit. Ek weet ons kinders van die Here kan dit instinktief doen om te sê, Here, ek voel U nie vanoggend nie. Here, ek sien U nie vanoggend nie. Here, ek ervaar U nie vanoggend nie, maar ek strek my hande uit, want ek weet U is hier. Want wat 2 of 3 in die naam vergader, daar is hy in ons midde, en hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Strek het my hande uit. Ons moet nooit verleer om ons hande op te lig nie. Een van die grootste vorm van aanbidding is om ons hande op te lig. Ons is Pinksterkerk. Come on, we're not supposed to worship God like this.
Ons is nie gemaak om God te aanbid deur in die banke vas te hou nie. Ons is gemaak om God te aanbid met ons hande omhoog. Dit sê, Here, ek weet U is hier. Ek is geblinddoek deur die vyand, maar ek weet U is hier. Dis hy somtyds, wanneer jy kragteloos is, wanneer jy laag neergegooi is. Kom aan. Dis daai tye, wanneer Johannes uitkyk na God toe en sê, Here, I surrender. Ek is moeg gestry. Ek is moeg beklei. Ek is moeg om myself te bejammer. Ek is moeg vir die seer. I surrender. Dis die eerste stap. Luister mooi. God is in jou donkerte, kan ek 'n amen kry. Die tweede ding is, en hier is my laaste punt. Luister mooi, die tweede wat jy moet weet, is dat Jesus is die lig in jou duisternis. Ek wil weer sê, Jesus is die lig van hierdie wêreld. Hy is die lig in die duisternis. Luister, wat sê hierdie profetiese woord? Ek wil eers vir die Ou Testament lees en dan gaan ek na die Nuwe Testament toe. Hierdie was net 'n profetiese woord. Jesaja 9 vers 1. Maar ek en jy lees die Bybel van ander kant af. Hulle het die Nuwe Testament gehad, ek en jy het hom. So ons lees hom van die Nuwe Testament se kant af. Luister na hierdie profetiese woord. Jesaja 9 vers 1. Verskoon my. Die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Arise, shine, for your light has come. Hulle het 'n groot lig gesien. Hulle het eens geweet waarvan hulle praat nie. Hulle het nooit besef dat hierdie lig se naam is Jesus, koning van die Jode nie. Hulle het 'n groot lig gesien. Luister mooi. Die wat woon in die land van doodskaduwee, die wat in die donkerste uur is, oor hulle het daar 'n lig geskyn. Die vra pastoor, wie is die lig? Luister, die Nuwe Testament maak dit oop in Jesaja, in Johannes hoofstuk 1 vers 4 tot 5, en ook 1 Johannes, hy praat baie van, hy sê, en in hom was die lewe, en die lewe was die lig van die mens, halleluja, en die lig skyn in die duisternis, luister mooi, en die duisternis kan nie die lig oorweldig nie, halleluja. Dit maak nie saak vandag, suster, wat se duisternis jy is nie. Ek en jy te belofte is dat die duisternis kan nie die lig oorweldig nie, want Jesus is die lig, halleluja. He's the light. Al wat ek en jy vandag moet doen, is om toe te laat dat hierdie lig in my omstandighede skyn. Jy sê nou wat ek en jy vandag moet doen, is sê, Here, ek is ook siek en sat om hier onder te lê. Terwyl ek weer as 'n lig in die duisternis. En hy lig se naam is Jesus. My suster, my broer, jy hoef nie langer te dra aan jou eie laste terwyl daar 'n lig is. 'n Lig is, dankie Rutia. Jy hoef nie. Ek wil jy moet luister na hierdie lied wat Rutia gaan sing. Ek wil jy met jou oë sluit vir 'n oomblik. Kom maar net vir 'n oomblik, just close your eyes. Kom maar dink aan jou pyn, jou seer of wat jy ook al vandag het. Jy gaan dit nou by die voete van die Here kom los. Jy gaan dit kom los vanoggend. By sy voete, halleluja. Kom maar sluit net die oë vir 'n oomblik. When you're up against a struggle that shatters all your dreams, and your hopes have been cruelly crushed by Satan's manifested schemes, and you feel the
to submit to earthly fears. Don't let the faith you're standing in seem to disappear. Praise the Lord. He can work through those who praise Him. Praise the Lord. For our God inhabits ways. Praise the Lord. For the chains that seems to bind you serve only to remind you that they drop powerless behind you when you praise Him. Well, Satan is a liar, and he wants to make us think that we are perverts when he knows himself we're children of the King. So lift up the mighty shield of faith, for the battle must be won. You know that Jesus Christ is risen and the work's already done. Praise the Lord. He can work through those who praise Him. Praise the Lord. For our God inhabits praise. Praise the Lord. For the chains that seems to bind you serve only to remind you they drop powerless behind you when you praise Him. Praise the Lord. He can work through those who praise Him. Praise the Lord. For the chains inhabits praise. Praise the Lord. For the chains that seems to bind you serve only to remind you they drop powerless behind you when you praise Him. Praise the Lord. Oh, I worship you. He can work through those who praise Him. Praise the Lord. For our God inhabits praise. Praise the Lord. For the chains that seems to bind you serve only to remind you that they drop powerless behind you when you praise Him. When you praise Him. When you praise Him. I worship When you praise Him. Oh, when you praise Him. When you Ek wil hê al die moeders wat in hierdie kerk is moet staan asseblief. As jy moeder is, just stand for a moment. Al die moeders asseblief. Kom en ek wil hê jy moet vanoggend doen wat ons geteach het. Just lift up your hands to God. Rig op die hande na God. Duisternis is tydelik. Die son is besig om deur te kom vir jou. Supernatural provision.
Just worship him. Jy is kosbaar en wonderlik voor God. Jy is sy geliefde dogter, in wie hy wel tevrede is. Jou naam is gegraveer in die palms van sy hand. Hy kyk in jou oë en sê, jy's my dogter, en geen vyand kan jou vernietig nie. Niemand sal jou ruk uit die holte van my hand nie. Ek maak jou toe in my liefde vanoggend. Ek omring jou met goedertierenheid. My guns om jou lewe. Kom aan, ek spreek dit seën oor jou. Jy is kosbaar en wonderlik, sê die Here. Jy is weinig minder as 'n hemelse wese. Ek het jou gekroon met eer en heerlikheid. Jy is duur gekoop. Jy is waardevol. Jy is kosbaar. Ek sal jou nooit verwerp nie, sê die Here. Ek sal jou nooit wegskuif nie. Die prys vir jou was te duur. Ek het jou lief met 'n ewige liefde, sê die Here. Ewige liefde. Ek wil hê terwyl jy so vir God staan vanoggend, moeders, hef op jou hande en sê, Here, ek vergewe vandag hulle wat my seer gemaak het. Hulle wat my te na gekom het. Hulle wat probeer het om my toekoms te vernietig. As jy nog nie vergewe, jy doen dit nou, dat jy kan vrykom. Sê, Here, ek breek die naalstring van die verlede vanoggend. Ek sny my los van my verlede. Dit wat gebeur het is weggewas deur die bloed van Jesus. And set free this morning. En dan sê jy vanoggend vir jouself, ek weier om te lê. Ek staan op. Kom aan, sê dit vir hom. Ek weier, ek is meer as 'n oorwinnaar. Ek weier, ek is die kop en nie die stert nie. Ek weier, ek is bo en nie onder nie. Ek weier, want hy wat in my is groter en sterker as hy wat in die wêreld is. Ek weier om te lê. Kom aan, sê vir jouself, ek stap uit my spilonk uit vanoggend. Come on, just see it in your spirit. Sien hoe kom die lig toe jy uitstap. Ek stap uit my spilonk van depressie. Ek stap uit my spilonk van teneergedruktheid, van mismoedigheid. Ek stap uit my verlede uit vanoggend. Come on, just confess it. Ek stap in 'n nuwe toekoms in, 'n hoopvolle toekoms. 'n toekoms van vrede en nie van onheil nie. Halleluja. Ek stap in vanoggend. Ek stap in. Kom en sê vir die Here, Here, ek is 'n koning. Ek stap in my koningskap in vanoggend. Saul het geen vas op my lewe verder nie. Ek sit op my troon by Jesus Christus vanoggend. Ek is in die hemelse plekke by hom.
Ek vat my koningskap in besit vanoggend. Die Saul het geen reg meer op my lewe nie. Come and say dit vir hom. Jy is gemaak vir die spelonk, jy is gemaak vir die troon. Rabaka shatala rabanda. Zikurika baka shanda. Just worship him. Just worship him, mothers. Here sê vanmôre, my dogter, staan op vanmôre en wees Maria vir hierdie wêreld. Hy sê deur Maria het ek my lig laat skyn in hierdie wêreld. Hy sê vanmôre, Maria, staan op uit daardie stof uit, want ek het jou geskep en geherskep. En vanmôre wil ek vir jou kom wys hoe ek hierdie wêreld gaan herskep en verander deur jou wat die lig gaan uitdra. Hy sê vanmôre, wees net die lig en staan op en wees net Jesus verander. Vader, ek salf en ek seën elke moeder in hierdie plek vanoggend to be the light. Om die lig te lewe daar buite. Jy's geroep, my suster. Jy's geroep. Vader, ek bid dat jy met elke broer, elke kind hier teenwoordig sal spreek. Dat ons elke oomblik sal weet dat U ons geroep vir groot dinge. Kom word U net verhoog, kom word U verheerlik, kom word U aanbid, Vader. Doen wonderwerke nou reg oor die tabernakel, Vader, sodat U verheerlik kan word. Is my gebed in Jesus naam. En al die kinders van die Here sê, jy kan nie se plek neem, ek gaan vra, sal my na vore kom. Sy is die hoof van